Hallo julle, baie welkom. Dis weer Agora Café en ons praat oor gesprekke wat belangrik is, wat regtig waar saak maak. En julle sal nou hoor waar ons praat, maar ek het my kollega wat saam met my in die gemeente is, Iver Swarts. Hy kuier saam met ons. Hy is 'n befaamde skrywer. Ek gaan nou 'n bietjie meer sê oor hierdie boek wat hy geskryf het, Nogtans Geloof, en dit hang so bietjie saam met die topic wat ons oor gaan gesels, maar Iver, nee, lekker om 'n bietjie saam met jou te kuier. Ja, dankie dat ek finally die cut gemaak het om op Agora te kom. Is maar net die groot manne wat hier kom. So ek is nou in die big leagues. Lief, jy was al hier gewees, jy jok. Maar in elk geval nee man, lekker om jou te hê en ek leer altyd baie by jou. So ons gaan 'n bietjie praat oor hierdie ding van, baie mense deconstruct vandag hulle geloof. Deconstruction van geloof is iets wat op sosiale media eintlik baie wyd loop vandag, en vir mense wat nie weet wat beteken deconstruct nie, dit beteken net jy verloor jou geloof. Mense wat sê daar's nie meer rede om te glo nie. En een van die redes waarom mense sê hulle glo nie meer nie, of waarom hulle, at least as gelowiges struggle in hulle verhouding met die Here, is swaar kry en lyding. Ja. As God 'n God van liefde is, hoekom laat hy sekere dinge toe? Hoekom beleef ek emosionele of geestelike ongemak? Hoekom kry ek swaar? Hoekom is daar swaar kry in die wêreld? So net, nou jy hanteer dit vanuit 'n geloofshoek baie pertinent, né? So jy sê jy kyk van binne geloof na hierdie kwessie van lyding. Hoekom het jy dit gekies? Vertel so 'n bietjie daaroor. Ja, ek dink Rudolf, dalk as ons later gesels op 'n persoonlike vlak ook, vir my was dit 'n kwessie van ek het die lewe beleef, ek het swaar kry beleef sonder God. Ek het nooit ek het 'n wêreldbeskouing gehad dat daar God is, dat hy liefdevol is. My ma was 'n gelowige, sy het swaar gekry, en ek moes later vir myself tot die slotsom kom of ek kan lei sonder 'n verstaan van God of 'n verhouding met God of binne in 'n geloofsraamwerk, of ek kan lei met dit, want die lewe gebeur nie met jou omdat jy in God glo, of die swaar kry gebeur nie met jou omdat jy nie in God glo nie. Dit omdat jy mens is en ons lewe in 'n wêreld waar mense kan kies om leed aan te doen, kan kies om most horrendous sonde en lyding en anders te doen. So almal gaan seer kry en swaar kry op 'n bepaalde tyd in hulle lewe. Kanker gaan jou tref, 'n kind gaan doodgaan, jy self kan doodgaan. So ek kon kies om dit binne in 'n geloof 'n konteks te plaas, wat baie mense dink, so jy soek net eintlik 'n comfort dan nou vir jou lyding, of jy kan kies om dit sonder dit te doen en jy verwerk dit heeltemal op jou eie. Ja. Okay, baie dankie. So voor ons 'n bietjie kom by, ek dink jy noem 'n paar baie belangrike goed oor, jy weet, ek kan lei sonder God en ek kan lei met God. Nou wat is die verskil tussen die twee? Ons gaan nou 'n bietjie daarby kom. Wat is nie, ek dink baie mense ken natuurlik jou storie. Vertel ons net in 'n minuut of twee jou voor God situasie van jou storie en dan wat het gebeur. Soos ek sê, ek dink baie mense ken jou storie, maar ek dink lig dalk net die in sodat mense verstaan. As jy praat van jy het gelei sonder God en met God, wat behels dit presies? Ja, dankie Rudolf. Dit in sommer nutshell, ek het sonder 'n pa groot geword, so ek het met daai hele klomp goed geworstel. Ek het 'n ouer broer gehad wat 'n totale monster wat ons aangerand het, wat die huis in die brand wou steek, wat ons regtig fisies, emosioneel uit een Kersdag sy vrou se oor afgebyt. So ek het swaar kry terwyl my ma 'n Christen was. Het ek in my huis beleef, en ek en 'n vriend het later die broer van my vermoor. Ek is tronk toe gestuur op die ouderdom van 13. Ek was 16 toe ek gevonnis is, 6 jaar 6 maande tronkstraf. Ek het uit die gevangenis uitgekom. Ek was deel van die 26 bendes in die gevangenis. So ek het nooit gekies om, nou dat my lewe op die slegste plek is, nou moet ek gryp na God. En ek het altyd gedink, juis omdat my ma 'n gelowige is en sy bid, maar niks verander aan ons omstandighede, het ek juis God
op die backburner gesit, op die agterkant gesit. Ek verstaan. My ma se geloof in God help dan nie ons omstandighede by die huis nie. Wat 'n ander ding is later toe ek besef, jy kan 'n geloof bou wat net op omstandighede gebaseer is. God is goed as dit met my goed gaan. God is bad, God is onteenwoordig, God is fair as dit met my sleg gaan. En eers toe ek tot bekering kom na my gevangenskap, 2006, toe ek tot bekering kom, en ek die besef kry, maar eintlik was daar nog altyd 'n goeie God gewees, wat onafhanklik operate van my omstandighede, van my vrye wil omstandighede, van wat ander mense kies om aan my te doen, wat ek kies om ander mense. God staan los van dit, maar hy is ook intiem betrokke by ons lewens. So daai skuif het vir my gekom in 'n korte netedop, ja. Baie dankie. En ek dink die goed wat jy sê is so ongelooflik belangrik, en ek dink ek het ook al baie keer vir mense gevra, jy weet, okay, ek verstaan jou geloof in God veroorsaak vir jou innerlike spanning wanneer jy sien daar swaar kry, en maar kom ons dink so 'n bietjie, hoekom glo ons nie dat ware swaar kry en lyding is 'n weerspreking van Bybelse geloof nie? Ja. Ek bedoel, as ek nou filosofies dink, en ek weet dis nie waar die hele res van die gesprek gaan nie, maar ek dink nogal, een van die dinge wat vir my nogal belangrik is die samehangendheid van 'n wêreldbeskouing, né? So maak nie saak wat se beskouing jy aanvaar nie, daai beskouing moet die moeilikste vrae van die lewe ten minste kan ontvang en kan beantwoord, al gee nie die antwoord op alles nie. Dis maar die een ding van die Bybel wat vir my so duidelik uitstaan, ons gaan nou 'n bietjie by Habakuk kom, maar dat lyding is nie vreemd vir die Bybel nie. Ons gevolg 'n gekruisigde Christus, wat ons in lyding invat. Hoe reageer jy daarop? Ja, ek wonder altyd, Rudolf, hoe mense, net as mense ophou, sien nou maar mense, die construct, ek het deur 'n egskeiding gegaan, ek het tot die slotsom gekom, waar toe ek God die nodigste gehad het hy nie deurgekom nie. Nou wonder ek altyd, watse wêreldbeskouing is so, kom ek gebruik die woord, perfek, dat dit geen ruimte maak, dat iewes gaan jy seer gemaak word. Ek betwyfel die egtheid van enige wêreldbeskouing wat nie vir jou kan sê, at some point gaan iemand jou betrei, gaan iemand jou verlaat, gaan iemand jou seer maak. Ek dink daar's vir my egtheid aan so 'n wêreldbeskouing wat vir jou sê, alles gaan altyd met jou goed gaan, die universe, die kosmos is so gegeer, dat jou lewe altyd perfek gaan wees. Dit is aan die een kant, ek betwyfel daai wêreldbeskouing. Aan die ander kant dink ek vir my, as mense kom na God toe met 'n bepaalde hoop en 'n verwagting, of mense, kom ek sê God in die Christelike God, of mense gryp na geloof toe, dikwels, want hulle het 'n bepaalde hoop en 'n verwagting. Ek het alles geprobeer, ek is op my laaste, ek het niks kan met daai hele ding van Pascal wat sê, dis 'n God-shaped vacuum, daai bekende oeroue, as jy nou regtig wil mense vinnig in 'n diep boodskap, dan gryp jy net gou na daai, maar daar enige wêreldbeskouing wat mense na toe gryp, hulle kom met bepaalde verwagting. Ek soek hoop, ek soek meaning, ek soek 'n beter lewe, ek soek antwoorde op my vrae. En dan as daai wêreldbeskouing nie daai vrae beantwoord of hy beter lewe vir my gee nie, dan kom mense meeste van die tyd tot die konklusie, maar die ding werk ook nie. Maar ek kan nie met my behoeftes, ek kan nie my behoeftes in God indruk nie. Dit is wat ek ook sê, ek dink ek sê dit in nogtans geloof. Ek kyk na God deur die lens van alles wat met my gebeur het, en toe ek gekonkludeer, God bestaan nie. In plaas van deur na my omstandighede kyk na deur die lens van God. Nie na God kyk deur die lens van my omstandighede nie. So hoe maak God nou vir my sin nou dat ek seer gekry het? Nie hoe maak my lewe vir my sin nou dat ek God aanvaar het nie. You know? So dit is vir my die verskil tussen die twee. Iwer, baie dankie. So jy bring 'n baie belangrike punt aan die voorgrond toe. So mens kan ly sonder God,
of jy kan lei met God, en party mense dink hulle gaan dalk, dit gaan vir hulle beter afwees om te lei sonder God. Ek het ook al vir mense gevra, okay, so kom ons haal God uit die prentjie uit. Ja. Is die lewe nog steeds swaar? Oeps, ja, dit is nog steeds swaar. Lyk nog steeds. Ja, so wie se skuld is dit nou? Of hoe deel ek nou daarmee? So jy het gelei sonder God en het gelei met God. Jy het tot geloof gekom. Wat maak jou lewe dan nou beter? En wat is die alternatief? Hoekom het jy na God toe gekom? Wat het jou lewe dan vir jou erger gemaak sonder God, om te lei sonder God? Wat maak dit nou beter om te lei met God? Ja, Rudolf, jy vra so 'n crucial vraag, want om te lei, vir my, om te gelei het sonder God, het gevoel, maar wat is die meaning van nie dat 'n mens meaning in jou suffering moet soek nie, jy lei want die lewe is, dis 'n gemors, maar om sonder God te gelei het, das ultimately geen doel vir hoekom ek het nie gekies om sonder 'n paar groot te word. Dit was nie my keuse nie. Ek het nie gekies dat my broer ons moet. So wat? Das geen doel unless daar iemand is wat een of ander siek joke op die samelewing speel en sê, "Enie mini mini mou, jy kry dit, jy kry dit." Ja. En die lewe het gebeur met my. Toe ek God opregte, deurdagte, emosionele, noem dit wat jy wil, kans in my lewe gee, te besef ek, die suffering maak nog steeds nie vir my sin nie, maar nou kan die suffering gebruik word as 'n rede om vir mense te sê, daar is tog hoop, alles is nie lost nie. Nou as ek deur lyding gaan, met depressiewe episodes, met omstandighede, as ek nou deur dit gaan, kan ek, waarin is my ultimate hoop? Waarin, en ek het baie geworstel met my ma se goed oor sy het vasgehou aan God, gedink, maar ja, jy kan nie net uitsien na die hemel toe nie, maar dit is baie beter as om sonder God te lei. Ten minste weet sy, die lewe is nie vir haar al wat daar is nie, en ek loop nou met daai realiteit in my hart rond. Die lewe en sy swaar kry kan nie als is wat daar is nie. Daar is 'n God wat vir my 'n lewe hierna gee. Al kom niks van my probleme, niks van my lyding word uitgesort nie. Al haat ek nog steeds 'n klomp mense, al sukkel ek nog steeds om die trauma van die tronk te verwerk. Ten minste weet ek in my hart van harte, daar is hoop beyond die lewe. Ja. Okay, so wat ek hier hoor sê is, so kom ons sê, ek lei nou, maar dit maak nie vir my sin in terme van 'n liefdevolle God nie, kom ek haal God uit die prentjie uit. So die alternatief, om God uit die prentjie te haal, los niks op nie. Ja. Nou, ek hoor jou sê, dit vat eintlik, as jy God uithaal, haal jy die hoop ook uit. Ja. Jy haal, nou weet jy nie, kan my lyding betekenis kry? Jy weet, is daar iemand wat my geroep hoor? Is daar iemand wat my kan troos wanneer ek swaar kry? Nou weet jy niks van daai goed, nou sak dit net al. Ja, en kan die lyding iemand anders help? Nou, al wat jy doen is eintlik, en dit was my uitgangspunt gewees, en ek dink baie mense is daar. Hulle hart word verhard. Teenoor ander mense, ander organisasies, ander instansies, omdat ek seer het. Ek is gelos. Nou kan ek nie jou en jou vrou se liefde vir mekaar waardeer en sien as opreg nie, want ek het seer en nou moet ander mense dit ook beleef. Maar om te lei met hoop is om te sê, ek het seer, maar dit beteken nie, daar is nie ander mense wat goedheid uit liefde uitbeleef, goedheid uit seer uitbeleef, goedheid uit abandonment beleef nie. Maar as ek sonder God lei, sonder 'n verstaan dat die seer wat ek nou beleef is nie als wat daar is in die wêreld nie, kan ek ander mense se liefde en se opregtheid kan dit bietjie appreciate. Jo. Ek kan nie help om te dink as ek na jou luister na twee mense, die ene is Yuval Harari, het gesê die mees fundamentele realiteit van die lewe is suffering. Sure. En dan het hy gesê, so die wese in enige storie, of enige figuur in 'n storie, wat die meeste lei, is die mees authentic figuur. Nou, hy weet nie van Christus nie, of hy weet van Christus, maar ek dink nie soos ek en jy hom verstaan nie. Dan dink ek, wat se verskil maak dit?
En miskien kan ek hierdie, ons het dit nou in die kantoor gesit, toe noem ons hierdie voorbeeld van die fliek Blood Diamond, wat hierdie wat die gewelddadige fliek is, geweldig uitbeeld hoe so baie kinders in Afrika, gehijack word om hierdie diamante in die myne op te grawe en so meer, en hoe hulle swaar kry, en hoe hulle lei, daar word baie van die kinders soldate gemaak, baie jong, ontstellende jong ouderdom. En Leonardo DiCaprio is een van die karakters, en op 'n stadium sê hy vir iemand in die fliek, ek kan nie onthou vir wie nie, sê hy, you know, at one point I asked God for forgiveness, I asked God to forgive us for what we've done to one another, but then I realized God left Africa a long time ago. Sure. En dit is nog 'n baie powerful stelling. Hoe sal jy reageer op so? Ja, ek wonder altyd as mense juis, want Afrika is maklik om na te kyk en dink, ja, daar kan God kan kyk daai powerful foto van destyds met die babietjie in die aasvoël, daai foto gebruik baie mense, en ek wonder of ons wat dikwels die vraag vra, soos DiCaprio, God has left Africa, or why isn't God involved in Africa? Ek wonder of ons nie juis die fotograwe is, in die konteks om te sê, maar jy vra die vraag vanuit jou hoogs bevoorregte, jou gemak, jy het al die, jy vra nie, jy vra hoekom het God Afrika verlaat, maar nou dat jy het al die means, jy het al die resources, jy vra nie, hoekom kan God nie my gebruik, of hoekom kan die universe nie my gebruik om Afrika te red nie, hy vra, inteendeel, die universe het Afrika verlaat, God het Afrika verlaat. Hoekom is dit nie dat God jou juis wil gebruik om betrokke te wees, om instrumenteel te wees tot die verbetering van Afrika? Tot dit, ek bedoel, jy praat baie keer daaroor om te sê, maar God werk organies ook. So dis nie te sê, ja, hoe weet jy God het die son laat opkom, as wetenskaplik, maar hoekom kan dit nie wees dat God juis deur daai organiese prosesse gewerk het? So hoekom kan dit nie ook wees dat die suffering wat ek sien in Afrika, is juis 'n manier dat God my oopmaak om te sê, maar Rudolf Iwer, DiCaprio, God wil julle dalk gebruik. Ek dink aan hy storie van die twee mans wat loop en juis vra, die een ou is baie bedroef, hy vra vir sy pel, hoekom is jy so bedroef? Yes, ek het 'n vraag wat ek vir God wil vra, maar ek weet nie, hy vra, wat is die vraag wat jy hom wil vra? En hy presies dit, hoekom doen hy nie iets aan al die swaar kry in die wêreld? En die ou sê, maar dit klink baie eenvoudig, vra net vir God die vraag. En die ou sê, ek is bang God vra vir my dieselfde vraag terug. Ja. So dit is nou binne 'n geloofsperspektief. Maar buite geloof, dink ek dit, ons moet ook erken dat dit valid is. Vir 'n nie-gelowige om te vra. Natuurlik. Hoekom kan God nie? En daarom moet ons empatie met twyfelende mense en nie-gelowige mense wat daai vraag vra. Die interessante ding is natuurlik dat dis die uitdaging van die Bybel is, dat is net van binne geloof, waar jy regtig finale antwoorde kan kry. Natuurlik kan jy dit beredeneer van buite geloof af. En ek dink baie mense doen dit. Maar wat jy sê, laat my ook dink aan 'n ander ding. Dis natuurlik baie bekend. En mense lewer gedurig hierdie kritiek op die kritiek teen God, wat soms gelewer word, dat hierdie vraag na God en leiding word altyd gevra vanuit welvarende omgewings waar mense baie filosofies dink. As jy gaan praat vir dieselfde mense wat saam met die aasvoëls leef, jy weet, dan is hulle baie keer gelowige mense. So ek sê altyd vir mense wat sê, weet, dat kan nie 'n God wees nie, want kyk, wat doen hy met armoede? En dan sê ek, het jy kontak met mense in armoede? Werk jy saam met mense in armoede? Want wie wat gaan sê vir daai mense, daar's nie 'n God nie, want hulle weet nie hoe om te leef sonder hom nie. Dis juist daar waar hulle God vind. En dit is die uitdaging van geloof. Het jy hulle opinie gevra? Het jy hulle opinie gevra? Voor die namens hulle probeer sê hoe onregverdig jy maak 'n konklusie, en dit is, ek dink wat ons baie keer doen, ons maak 'n konklusie op geloof of op godsdiens buite. En ek skiet nie af dat baie mense seer gekry het binne in die kerk, of dat hulle het gaan explore, maar meeste van die kere maak mense, ek staan buite die kerk, en ek praat oor hoe sleg die kerk is, en hoe kerk nie werk nie, of ek staan buite armoede, en ek praat oor hoe kan God, daai het jy al gaan vra vir mense wat
arm is. Maar jy bevraagteken jy God. Ja, en ek bedoel, my ma sou vir jou gesê het, jy sonder hom, sou my kinders nie die bietjie gehad het. Ja. Wat hulle het om te eet. Ja. So wie mense soos jou ma sal vir my 'n mentor gewees het, want ek dink dis kom die evangelie so 'n belangrike ding maak van die armes en die uitgestotenes en die verstotenes, want dis daar waar God mense ontmoet en dis die ironie, is dit nie? Ek dink aan daai Matteus 11. Jy weet, Here, dankie dat U hierdie nie aan geleerde mense bekend maak nie, maar dat U dit aan eenvoudige mense bekend maak. En ek dink as ek dink aan my vriende in Tembisa, hulle het nie sterker geloof as ek. Ja. Hulle geloof is way sterker as myne. Ja. So op 'n vreemde belewenisvlak lyk vir my ontmoet God hulle juis daar. En ek wonder watter rol speel die kruis in jou teologie van lyding? Jy weet, jy praat ook in jou boek van jy weet, ons moet 'n teologie van lyding ontwikkel, jy weet 'n lydingsteologie. Hoekom is dit belangrik? En ek wonder, ek dink sommer nou vir die eerste keer daaraan dat God left Africa a long time ago. God het sy seun verlaat. Jy weet, sodat ons nie sonder hom hoef te wees nie. En trouwens, dit is waar ek en jy vashou. Ja. Hoe dink jy oor so iets? Ja, ek dink Rudolf, die kruis dit is vir ons die ultimate plek van verlatenheid, van alleenheid, van brutality, en tog sien ons Jesus het dit gekies. Daai teks wat sê terwille van die for the joy set before him. He endured the cross. Hy het dit gekies om na die kruis toe te gaan, want daar's vir hom 'n ander vreugde wat in die vooruitsig is. En dis my persoonlike verstaan dat wat is die the joy that set before him, dit is nie net ons verlossing nie, dit is juist dat ek kan sin maak in my lyding, dat Jesus, hy het na die kruis toe gegaan, hy het al die pyn, hy het al die sonde, hy het al die verlatenheid op hom gevat, sodat wanneer beteken nie ek gaan nie verlatenheid beleef nie, beteken nie ek gaan nie lyding beleef nie, beteken nie gelowiges gaan nie, maar wanneer ek daardeur gaan, kan ek kyk na daai leë kruis en sê, iemand het sy lewe vrywilliglik gegee, sodat ek kan sê, daar is hoop vir my, sodat ek kan sê, ek is nie alleen nie, sodat ek kan sê, die storie eindig nie by my lyding nie, want as ek elke keer God moet by die venster uitgooi, wanneer ek lyding deurgaan, maar dan gaan ek 'n baie op en af Presies, geloof, wow. baie omstandighede, en ek noem dit in die boek ook, 'n baie omstandighede gebaseerde geloof beoefen. Yes. Maar omdat Jesus die kruis nie gespaar was nie, kan ek sê, of ek deur lyding, dan kan ek nou by die nogtans kom, of ek deur lyding gaan of nie, of ek deur voorspoed gaan of nie, of ek deur baie gaan of gebrek gaan, Paulus se ding, ek het geleer om content te wees. Hoekom? Want Jesus het die kruis verduur vir my. Ja, wow. So as ek na jou luister, dan hoor ek jou sê, kyk, okay, so die Bybel is realisties oor swaar kry en lyding. So daar's niks wat die Bybel, trouwens ek het al vir iemand gesê, as hy sê, as die wêreld so lyk, hoe kan jy bly glo? Dan sê ek, wel, is een van die redes waarom ek glo, want as ek na die storie in die Bybel kyk, en ek kyk na die realiteit, dan sien ek die twee in sync met mekaar. Die Bybel skets dieselfde wêreld as wat ek elke dag beleef. Dis 'n genuine wêreld. Maar so die Bybel is nie skaam vir swaar kry vir lyding nie. Inteendeel, soos jy nou baie mooi verduidelik het oor Jesus wat aan die kruis hang, is die sentrum is die hart van ons geloof. So dit lyk vir my, ons kan nie altyd sê noodwendig, ek dink as twee maniere om te kyk na swaar kry. Waarom gebeur swaar kry? En hoe cope ek met swaar kry? Nou oor die waarom gebeur swaar kry is die vraag wat Job ook gevra het, en ek weet nie of dit of daai vraag ooit beantwoord is nie, en ek weet nie of dit, ons kan sekerlik die vraag aan die Here vra, en ek seker God gee nie om nie, maar dit lyk my, ons kan nie regtig daai vraag beantwoord nie. Wat die Bybel vir ons wel doen, is hoe cope ek met swaar kry, met lyding, en dis waar Jesus in die kruis dan vir ons, vir een of ander paradoksale rede, dit maak nie vir mense sin wat dit nie het nie, maar vir mense wat binne geloof lewe, kan nie anders as om daaraan vas te hou nie. Tim Keller het mos daai boek geskryf, How to Walk with God Through Pain and Suffering, en ek het daai boek al geluister, ek het hom gelees, daar sê hy ook, vir enige persoon wat probeer vir mense 'n
waarom vraag van suffering beantwoord. Hulle wil iets aan jou verkoop. Want jy kan probeer om dit te beantwoord. Hoekom gaan ons deur die goed? Maar op 'n dieper vlak, jy kan nie regtig vir iemand sê Nee. Dit is wanneer ons juis vir mense die verkeerdste toe Job se vriende beginne antwoorde gee toe hulle net teenwoordig was by hom. Ja, hulle was briljant in hulle stilte. Amazing in hulle stilte. Maar toe hulle begin praat, toe sê die Here vir hulle, julle is 'n klomp radeloos, julle klomp roekeloos, julle weet net so min. Julle weet net so min. Wow. So ek dink tot vandag toe probeer ons waarom, maar jy stel dit eintlik vir my, jy stel dit so goed om te sê hoe om te cope met dit. En ek dink sonder God, en dalk is dit nie, dalk is dit bietjie arrogant om te sê, is net, maar vir my om te cope met my swaar kry sonder God, dit gaan my in 'n diepe spiraal van hopeloosheid, van depressie, want nou gaan ek net hierdie goed. Ja. En nou gaan my familie maar net, nou verloor ek maar net my werk, maar ek cope deur juis aan God vas te hou. Hy is my rede, my community, my gemeenskap van gelowiges, raak nou hoe ek cope met suffering. Hulle kan nie vir my sê, dit is hoekom jy daardeur gaan nie, maar hulle kan my help dat ek nie alleen daardeur gaan nie, dat ek nie sonder kos daardeur gaan nie, dat ek nie sonder hoop daardeur gaan nie, dat ek nie sonder petrol in my kar daardeur gaan nie, you know? Ek dink miskien is ons gelukkig in daai opsig dat ons in 'n industrie staan waar ons baie begrafnisse doen. Dalk nog nie jy so baie nie met jy werk met die jeug. maar nee, ek bedoel ons het albei al gedoen en ek dink nou byvoorbeeld aan 'n vrou wat ek en jy albei goed ken. Sy sing in ons orkes op Sondag. Sy het in COVID tyd het sy haar man in die dood afgestaan hy was maar in sy vroeë 40's. Sure. Hy is oorlede. En ek het daai begrafnis gedoen en ek onthou die 1 week begrawe ek hom, die volgende week begrawe ek sy ma, wat dieselfde familie het voor my gesit. Jo. En ek onthou net sy vrou wat agtergebly het, ek bedoel, daar was baie trane, en daar was baie huil, en baie hartseer, maar vandag, dis 'n paar jaar later, sy sing steeds in die band, ek vra van nou die dag, hoe doen jy dit? En sy sê net, weer Rudolf, ek kan nie vir jou sê, hoe doen ek dit nie, ek weet net, dis die Here, ek weet, ek gaan my man weer eendag sien. Ek dink aan 'n ander voorbeeld, nou ou stap nou die dag in, sy ma, aan wie hy baie close was, is vermoor deur haar boyfriend, en sy sussie is saam met haar vermoor, op dieselfde dag. Ja. En hy sê dit vir my op die foon, en ek sien hom nou die eerste keer in die kantoor, en hy kom in die kantoor en ek hou hom net vas, en hy huil, hy snik in my arms en hy huil, maar hy sê vir my, Rolf, moenie my snikke misverstaan nie, ek huil van vreugde, want my ma die Here geken, en my sussie die Here geken, en hierdie begrafnis gaan 'n celebration wees, dit gaan nie hartseer wees. Nou, en ek ken hom goed, jy sal hom ook erken as jy hom sien, hier is nie ou wat in denial geleef het oor die intensheid van swaar kry nie. Maar dis iets wat ons as gelowiges net sien gebeur, elke dag. En ek weet nie eintlik wat ek nou sê met die storie nie, behalwe net om te sê dit connect met jou storie. En is net hierdie goed maak nie altyd vir ons sin nie, maar ons sien net hoe die Here mense bonatuurlik ontmoet. Ek dink aan Richard Rohr wat hy boek geskryf het, Adam's Return, Rudolf, wat hy mos die 5 goed, selfs daai Road Less Travel begin met Life is Suffering. So ek dink selfs ook van Scott en Peck se, die weet of hy dit solely uit 'n geloofsperspektief uitskryf, so ek dink daar is ook ongelowige mense wat nie die swaar kry van die lewe as 'n natuurlike deel van die samelewing. Dink jy daar is ook ongelowige mense wat dit erken, die lewe is moeilik. So ek dink jy ons moet uit die equation net haal dat daar ongelowiges ook wat die perspektief het, hulle dalk nie die hoop wat ons het nie. Maar hulle glo ook oor die lewe, dit is 'n tawwe. Hulle vat dit nie persoonlik nie. Ja, hulle vat dit nie persoonlik. En hulle deel goed daarmee. Maar
ek dink weer aan 'n gelowige kant, aan die deconstruction, om terug te kom by ons begin van die gesprek, is mense wat deconstruct as gevolg van lyding, in my opinie, en ek sê dit baie duidelik, ek dink hulle het 'n onvolwasse geloof. Presies. Hulle het 'n geloof wat nog nie gegroei het, dat, hoorie, ongelowiges struggle ook. Ongelowiges kry ook kanker. Ateïste skei ook. So nou bevraagteken jy God se involvement in jou geloofslewe, in jou gesin se lewe, al die regte goed wat ons gedoen het. God skuld jou nie voorspoed omdat jy 'n gelowige is nie. Ander mense wat nie God ken nie, kry ook kanker en hulle moet ook deel daarmee. Jy het die voorreg om te kan op 'n ander manier met hoop daarmee deel. Maar ek dink die deconstruction om God uit die prentjie uit te gooi oor lyding is nie vir my 'n volhoubare argument nie, want dan gaan kyk ek na ateïste wat met wie dit ook gebeur en hulle sê so, die lewe gebeur. Die lewe is taaf. So ek het al vir vriende van my gesê, skeptiese vriende wat voorheen gelowig was en dan het hulle geloof verloor. As hulle my Rolf, ek was ook waar jy nou is. Ek was 'n gelowige en ek het my geloof verloor en my antwoord is altyd dieselfde. Ek sê vir hulle ja, maar dit beteken nie, dit sê niks sleg oor geloof nie. Dit beteken net jy het 'n vrot teologie gehad. Want dit beteken net jou teologie wat jou geloof ondersteun het, kon nie deel met die moeilike vrae van die lewe nie. Maar volwasse gelowige teologie, vir jou geloof om eenvoudig te bly, moet jou teologie kompleksiteit kan hanteer. Dit moet die moeilike goed van die lewe kan hanteer. En dis wat ek jou hoor sê, né? So, waar dink jy faal ons as kerk teologies? Ons praat van jy moet 'n teologie van lyding hê, en die kruis help ons daarmee. As jy dit nie het nie, dit lyk vir my dan gaan die egtheid van die lewe jou ontnigter op 'n stadium. En daarmee sê ons nie ons moet die slegste verwag die hele dag nie. Maar dit beteken ten minste jou teologie, of soos jy dit stel, jou geloof moet ruimte hê vir swaar kry, anders gaan jy ek dink dit is 'n die kerk faal op die oomblik in dit en nie om vir mense die volle prentjie te gee. Dit is maklik om evangelisasie te doen met die hemel in mind. As jy nou vir mense sê, hoor jy's so sleg, en ek dink dit is 'n groot deel van dit. Jy's so sleg, jy gaan sonder die Here gaan jy hel toe, en die hemel eendag gaan no weeping, no hurting, die leeu en die lam. So dis maklik vir mense daai prentjie te verkoop, maar ons verkoop hulle die eindprentjie en nie dat geloof in God, dat Jesus in die hier en nou ook jy wil bystaan in jou beste van tye, maar ook in jou slegste van tye. So ek dink die kerk in geheel faal mense om nie die volle prentjie te skep, nie die eendag prentjie uitsluitlik nie. En waar daar baie ander kerke weer dit faal is om net die een kant van die prentjie te skets met God wil, dit is vir jou bestem om voorspoedig te leef, dit is vir jou bestem in die hier en nou om net voorspoedig te leef. Ek het vertel van die een keer wat ek by 'n jeugorganisasie kamp ding was, en ek het Jesus se woorde aangehaal in Johannes 16 vers 33, in die wêreld, aan sy disippels, in die wêreld gaan julle slegte tye, moeilike tye beleef, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En die vrou verskil, maar vehemently verskil van my. Jesus het klaar die prys betaal, dis nie nodig vir ons om in die hier en nou swaar te kry nie. So ek dink, dat is die een kant waar die kerkmense faal, hulle gee vir mense net die voorspoedprentjie, en hulle teologie maak nie ruimte, hulle geloofslewe maak nie ruimte dat die regte lewe hulle gaan tref nie. Aan die ander kant maak ons 'n ander emphasis dat die prentjie in die hemel eendag is nie dit is die ultimate ding, eendag gaan ons dit, maar in die hier nou wil God ook hê dat jou lewe, dat dit goed met jou moet gaan, en dat jy suffering binne in dit ook dat dit goed met jou kan gaan binne in jou swaar kry. Ja, en weer eens, ek dink daar is so baie medegelowiges wat ek ken en lidmate vir my 'n baie groot voorbeeld. Hier in jou boek
wat jy geskryf het oor swaar kry, het jy hier in die begin, het jy 'n aanhaling van een van ons mense, wat julle met baie goeie vriende is ook. Lees 'n bietjie haar aanhaling, geef ons 'n bietjie konteks, Ja, sure. en dan gesels ons miskien 'n bietjie daaroor. Ja, Rudolf, ek het die nogtans geloof het ek juis opgedra aan Annelie Moelman. Jy ken haar goed. Baie van ons gemeente ken haar goed. Baie van ons het dalk nie haar storie geken voordat sy by Oosterlig gekom het met borskanker. En ek vertel altyd vir mense, sy was hoofmeisie van haar skool, hoofdogter van haar skool. Sy het vertel, ek het nooit immoreel, so ek het al die regte, godsdienstige, Christelike boksies getik. Ek het gedink, op daai ouderdom gaan ek getroud wees, op daai ouderdom gaan ek 'n kind hê. So ek het alles gedoen vanuit my geloof, soos wat my geloof dit van my vra. En toe tref die lewe haar op 30 dat sy borskanker het, en sy het baie gesprekke gehad, en ek skryf toe 'n WhatsApp in die boek wat sy vir my gestuur het, en dit lees net as volg. Sy sê, en nee, God straf jou nie. Nee, dit is nie oor sonde van jou ouma of een of ander sonde in jou verlede nie. Soms kry jy net kanker, al is jy gesond, en oefen jy, en drink jy nie, en het jy nog jou hele lewe lank geld gegee vir kaartgaards. Somme net. En ja, dan kan almal vir jou bid. Maar soms kies God om jou nie onmiddellik, en ek dink dis 'n sleutelding, om jou nie onmiddellik te genees nie, en dis oukei. En jy mag alleen voel, en jy mag voel dis unfair, want dit is. Maar hou net op om 'n antwoord vir alles te soek. En aanvaar net so vinnig as moontlik, soms is die lewe unfair, en kom oor dit. En sê dan, my God kan my genees, maar even if not, sal ek hom steeds prys. Daar is die volwasse geloof waarvan ons praat. Ek wil hê God met my genees, en dalk gaan dit nie onmiddellik wees nie, en dalk gaan dit nie eers in die leeftyd wees nie. Maar ek soek nie nou antwoorde, want ek gryp na, ek weet nie wat om nou te doen nie. Maar selfs in die lyding, even if not, Wow. Ja. my reaksie op my lyding is, ek sal hom prys. En dit is my volwasse geloof. Ja. Nee, dit is vir my baie inspirerend om met mense te praat wat regtig deur gaan. Jy praat in jou boek van 'n nogtans geloof, né? En jy kry dis wat Annelie het, né? Jy weet jy weet, ek sal vra vir genesing, en kom ons sê vir mekaar, die Here kan genees, en hy doen so. Ek dink aan daai akademiese dubbelvolume case studies wat gedoen is deur Craig Keener oor miracles, en baie daarvan is doktersverslae, jy weet, hospitaalverslae, jy weet, waar mense regtig net genees is op grond van gebed. Maar meeste van die tyd, soos jy sê, werk jy organies in genees nie noodwendig nie. Maar jy kry hierdie nogtans, dit is ek het verstaan het, die idee van nogtans sal ek in die Here jy kry uit Habakuk. Vertel vir ons 'n bietjie, wat het die boek Habakuk vir jou gedoen, en hoekom het jy Habakuk gekies om te skryf oor lyding? Ek het al vir jare het ek nogtans geloof, sonder om dit so te frame het. Toe ek uit die gevangenis het gekom het, toe ek tot geloof gekom het, dinge het nie verander vir my in die sin dat ek het iewers skielik is my omstandighede beter nie. Ek het steeds nie werk gehad nie. Ek het steeds my huis se dak het letterlik in mekaar ingeval. Ek het in 'n klein huisie gebly, die huis het my maar so omstandighede gewys met God het ek nog steeds swaar gekry. Ek was steeds arm. En dit klink baie weird om te sê, maar ek het eendag, een Sondag na kerk, het ek net Bybel gelees, ek het min verstaan van die Bybel, en die teks het op my gedoen. Ek het die woorde Habakuk 3 vers 16 tot 19 het nie in 'n airbubbel verskyn in my. Ek het my Bybel oopgemaak soos ons almal maar doen, en die vers was daar, en ek het net gelees, selfs al sou die vyeboom nie bot nie, al sou die olyfoes misluk, al sou die beeskrale leeg staan, al sou daar geen druiwe in die wingerd is nie, nogtans sal ek. En ek het gedink, hier vroeg in my geloofsreis, dit sal vir my nogal great wees, as ek kan die geloofspad
groei met daai goed in mind. En dit het ek toe vir myself vasgemaak. Ek wil nogtans geloof, maar ek het nie die term gehad nie. Ek wil so 'n tipe verstaan van God myne maak. En dit het my geweldig gedra deur 'n klomp jare totdat die boek daar verskyn het ook. Ja. Jy het in die boek verduidelik nogal so 'n bietjie van die agtergrond, jy weet, van Habakuk hoofstuk 1 en 2 en so. En vertel ons net so ietsie daarvan en met ander woorde, waarop loop Habakuk 3 dan nou uit? Jy weet, waarvan is dit die oplossing? Of wat is die waarmee die profeet struggle? Ek lag altyd van Habakuk, daai nogtans versies is mos op elke liewe doily en op elke toilet en op elke ding. Maar mense verstaan nie altyd dat die backstory, agter die beginstorie van Habakuk is, hy kom met 'n klagte na God. Hy kom eintlik uit 'n diep moedeloosheid na God toe. Hy kom met 'n gedagte na God toe dat, hoorie, kyk rondom my, hoe lank nog moet ek bid? Hoe lank moet ek nog roep om hulp en jy help nie? Wat baie mense se ding is, baie mense sal sê, hoe lank nog moet ek skree my vuiste na die hemel te slaan en jy kom nie deur nie, ek gee op. Hier is Habakuk wat sê, hoe lank moet ek nog bid, hoe lank moet ek nog kla, en dis asof die roekeloosheid, die wetteloosheid, die gemors, die korrupsie, dis asof dit net nie ophou nie. So hy skets vir my 'n prentjie van ons wêreld vandag, hy skets vir my 'n prentjie van ons land vandag. Hoe lank moet ek nog bid, Here, en U gaan nie die korruptes uitsort nie? Hoe lank moet ek om hulp roep? Hoe lank moet ek bid, Here, gee vir ons 'n kind, Here? En dit is asof jy my gebede tref die plafon. En dan gaan Habakuk deur 'n klomp, 2 keer kla hy by God, 2 keer antwoord God hom. En die gedagte is juist daar, toe God hom eventually antwoord, is dit nie die antwoord wat Habakuk wou gehad het nie. En hoeveel keer kom ons eintlik klaar na God toe met ons klagtes, maar ons het klaar 'n antwoord vir dit. Ons het 'n manier vir hoe God moet antwoord. Goeie punt, Ek kla by U, Here, want ek soek 'n kind, gee vir my 'n kind. Ek kla by U, Here, want ek soek geld vir kos, gee vir my geld vir kos. En God sê vir Habakuk, hoor, ek gaan 'n antwoord stuur, gaan 'n uitweg stuur. Ek stuur die Galdeërs, ek stuur die Babiloniërs, ek stuur hy wrede nasie, hulle het geen regard vir God. Hulle eie begeertes is hulle God. Dit is my antwoord. En toe Habakuk eers deur daai ontnigtering. Ons kan self sê toe Habakuk deur 'n dekonstruksie gaan. Hy het alles wat hy in sy onderbou geglo het oor God, toe hy eers 'n klomp van daai goed moet uitgooi en sê, God dans nie na my pype nie. Want dit is wat 'n mens hoop, mense in dekonstruksie, daai kindergeloof wat ek gehad het, gentle Jesus, meek and mild, look upon this little child, daai geloof moes ek iewers los. Ek moes al die poppies uit die basket uitgooi. En nou sien ek, of ek nou pleit by God en of ek nou vir hom wys hoe moreel ek is, hy dans nie na my pype nie. Nou toe kom Habakuk en sê, okay, Here, selfs al sou die vye boom nie bot nie, ek maak nou 'n call, ek sal op U vertrou, ek sal jubel in U. So dis die trant van Habakuk en dis die trant wat ek probeer skep het met nogtans geloof. Toe ons Antibroos gedoen het, nou dat ek so in jou luister, dink ek aan daai 3 goed waar ons gepraat het, jy het die oriëntasie, want jy het disoriëntasie, nou iets gebeur wat jou heeltemal, jou huidige oriëntasie of teologie of geloof, hoe dit mense ook al sien, heeltemal disoriënteer, en dan moet jy 'n heroriëntasie ondervind. Dan moet jy jou teologie herstruktureer om te pas by, die God van die Bybel, en daar laat mens God toe om jou hele teologie te hervorm. So, sê bietjie iets oor in die konteks van wat ons nou oor praat, sê bietjie iets oor 'n sterk Christene versus veilige Christene. Jy trouwens, ek dink jy het in jou boek, ek was verbaas toe jy Infusion aangehaal het daar so, en gesê het, ons moet kies om sterk Christene te wees, want ons is nie noodwendig altyd veilig nie. Ek haal jou aan juis uit Antibroos uit, want jy het gepraat van die evangelie van Pretoria Oos. Nou mens kan dit maak, die evangelie van Waldewie, die evangelie van Stellenbosch, want ons dink, hoe goed dit met my gaan,
hoe sterker is my geloof. So jou geloof is net gekoppel aan die kinders is okay. Yes, ons het nog iemand aan die dood afgestaan nie. Die besigheid doen goed. So dis maklik om vanuit gemak uit te sê, yes, my geloof in God is solid. Dis die regtig die toets van my en jou geloof. Dis nie moeilik nie. My en jou geloof word gesuiwer in die vuuroond van Sadrag, Mesach en Abednego. Net dit is waar ons geloof. Dit is nie in die gemak van ek eet al die Babyloniese goed, maar my geloof is sterk. My en jou geloof word gesuiwer wanneer ons sê, alles het nou uit mekaar uitgeval, maar ek het nog steeds God. En ek dink, om die onderskeid te maak tussen sterk Christene en gemaklike Christene. Daarmee veronderstel ek nie dat jy nie 'n sterk Christen kan wees in gemak nie, maar jy is 'n sterk Christen, want alles het nog net goed gegaan. Dit is die teologiese case wat die vyand voor God bring oor Job. Soos, kyk vir Job, hy's 'n solid Christen. En die vyand sê, Satan sê vir die Here, wel, kan ek die case maak dat hy net 'n sterk Christen is, omdat dit goed gaan? En ek dink baie mense vandag, en daarmee sê ek nie, dit moet eers sleg gaan. Ja, so ek sê juist, ek wens ek kon in God geglo het, sonder dat het hoef sleg te gegaan het. Maar my geloof het was gesuiwer. Ek het 'n sterker geloof begin bou, wat nie naïef is nie. Ek het 'n geloof gebou, wat nie gebaseer is op my omstandighede nie, omdat dit met my sleg gegaan het. So die sterk geloof is, laat die lewe eers bietjie met jou gebeur, laat toe dat God jou geloof suiwer, laat plaas jouself in situasies, moenie toelaat dat jy nou onnodig naïef in suffering gegooi word nie, maar gooi jouself in ander mense se skoene, plaas jouself in situasies waar jou geloof gesuiwer kan word, want dan kan ons weet, het jy 'n sterk geloof, glo jy net in God omdat dit gemaklik is. Ja, so dit klink maar jy sê eintlik so lyding en swaar kry is die gym van die Heilige Gees. Dis waar jy jou spiere, onder, jy gee hulle weerstand. Ja. Maar hoe meer weerstand jy jou spiere gee, hoe sterker word dit. Ja. En dit klink vir asof jy sê dit geloof. En daarmee sê ek nou nie, jy moet of die pad na sterk geloof is net deur swaar kry nie, maar dis beslis 'n belangrike deel daarvan, klink dit vir my. So dis iets wat jou kan sterker maak. En ons sê nie daarmee, ons probeer daarmee iets in God se mond lê, dat dis sy doel met swaar kry, of dis sy doel, want ek dink weer eens, dit val ons terug in die hoekom vraag toe. Ons weet nie presies die hoekom vraag nie, behalwe die ou Genesis 3/ sondige onvolmaakte wêreld antwoord, ons leef nie in 'n volmaakte wêreld nie. Dit is eenvoudig hoe dit is. Maar dat God dit wel kan gebruik om ons regtig sterk te maak. Ja. Ek dink aan Owen McManus wat gesê het, sy seentjie het op 'n stadium baie bang geword vir dinge, en hy het vir sy pa gevra, Daddy, please pray that God would keep me safe. En hy het gesê, no, I'm going to pray that God would make you strong. En dis eintlik wat ek jou hoor sê, jy weet, is dat die Nuwe Testament het mense dapper gebede gebid. Jy weet, Paulus bid vanuit die tronk, jy weet, of vra vir mense om vir hom te bid, dan sê hy sê nie een keer bid dat ek vrykom nie, jy weet, bid dat ek nog meer van die moedigheid sal ontwikkel. Ja, dat ek staande sal bly, dat ek die resies tot die einde toe sal voer. Ja, ek dink aan die vervolgde Christene wat ook konstant bid. Moenie vra dat die Here ons hier uithaal nie. Vra dat ons kan sterk bly, want dit is hoe ons getuienis na buite toe leef. En ek dink ons het 'n geweldige geleentheid ook in Suid-Afrika. Ek praat in die boek oor hoe reageer ons op 'n klomp goed wat in die wêreld gebeur, Sister Joan Statister wat hy boek geskryf het, The Time Is Now. Sy sê vir Christene, veral in Suid-Afrika, ons kan een van 3 maniere reageer op al die lyding, op al die swaar kry, op al die gemors, op al die korrupsie. Ons kan eerstens, jy kan kies om te word soos hulle.
Jy kan kies om in te gee tot die leiding, jy kan in te gee tot die korrupsie, jy word soos die korruptes, jy reageer ook nou, jy maak ook nou seer, jy kan tweedens reageer met die volstruis in die kop in die sand manier, ek sien dit nie, so dit is nie om my nie, en dit is wat baie Christene doen, ek bou 'n hoër heining, ek sit ekstra elektriese drade om my, ek beskerm my van wat daar buite gebeur. Of jy kan sê, ek weier om te glo dat die God wat ek dien, dat hy nie betrokke is nie, dat hy nie at work is nie, ongeag wat ek sien, ek weier om te glo dat hy nie involved is nie, en daarom gaan ek nie toelaat dat evil die laaste sê is nie, ek gaan my resources gebruik, ek gaan my privilege gebruik, ek gaan my invloed gebruik, om te doen wat ek kan, om vir evil te sê, julle het nie die laaste sê, leiding, jy het nie die laaste te sê in die wêreld nie. Ja, en dit lyk vir dit is wat die belydenis van die vroeë kerk was, né? As hulle gesê het Jesus is die Here, dan het hulle ook bedoel, my leiding is nie, jy weet, die keiser is nie, die mense wat my kwaad aandoen is nie. En ek weet, ek het net al oor gepraat, in die Ou Testament was die twee groot eksistensiële teenpole waarna die Israeliete beweeg het, die uittog in Egipte, wat vir hulle groot rede tot celebration was, en dan aan die ander kant die Babyloniese ballingskap, wat seker die slegste belewenis was, wat die Israeliete ooit moes beleef, en hier tussenin het hulle geleef. En in die Nuwe Testament is dit Goeie Vrydag en Opstanding Sondag, en ons leef tussen Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Partykeer is ons by Goeie Vrydag, ander keer is ons by Opstanding Sondag. Partykeer beleef ons geloof is sterk. Partykeer beleef ons die Here se liefde, maar ander kere, jy weet, beleef ons dit nie. En dit beteken nie dis die waar nie. Miskien om laastens miskien 'n vraagie of twee te vra. Vir my nogal kom al hierdie vrae in die Bybel en ook na die tyd sentreer vir my nogal baie sterk rondom Christus. Jy weet, hy is my die versinnebeelding van alles wat ons oor dink en droom. Ek dink sy self Tim Keller wat gesê het, as jy weet, vat jou lyding na die kruis toe. Jy weet, en die kruis sal nie vir jou sê dalk waarom jy ly nie, maar dit sal vir jou sê wat jou lyding nie kan wees nie. Dit kan nie wees omdat God nie omgee nie. Want hier hang hy. Dit kan nie wees omdat jy nie vergewe is nie, want hy hang spesiaal hier vir jou vergifnis. En hier in die kruis sien jy ook 'n God wat ly. Jy sien 'n pa wat 'n kind in die dood afstaan. Wat beteken dit vir jou persoonlik, die werk en die werk van Jesus aan die kruis saam met opstanding? Ek dink, ons praat altyd oor, jy kan nie 'n gunsteling teks in die Bybel het nie, maar ek het daai beeld wat Paulus gebruik in Kolossense 2:14 en 15, wat hy sê, Jesus het die skuldbrief met al sy eise teen jou tot niet gemaak, deurdat hy het aan die kruis vasgespijker het. En dan sê die teks, hy het 'n openbare bespotting van die owerhede gemaak deur oor hulle te triomfeer met die kruis. Ek kan nie staande bly in wat ek doen, waar ek is, getroud wees, 'n kind het, ek weet, was dit nie as gevolg van Jesus wat gekyk het na my skuldbrief, al my misdade, my crimes, my wetteloos, alles, dat hy dit gevat het en gesê, sit dit op my, op Vrydag. En kom ons betwyfel Saterdag die stilte, waar is die ou, wat gaan aan, kom ons vra die vraag oor lyding, kom ons kla oor God, kom ons vra vir God, Heer, kan jy dit nie maar net wegvat nie, maar Sondag is die antwoord, hy het 'n bespotting gemaak van die owerhede deur op te gestaan, hoe het hy oor hulle getriomfeer met die kruis, hy het opgestaan. Want soos jy baie keer vir ons, hy was nie die enigste Messias figuur wat gekruisig was nie. Hy is nie die enigste persoon wat heel waarskynlik daai Vrydag gekruisig was nie, maar syne het ander betekenis gebring vir my Saterdag, vir die vraag wat ek het. En dit is iets wat ek baie keer met tieners deurwerk om te sê, maar dit wat jy nie nou verstaan nie, moenie te veel daaroor top nie, want ek verstaan ook nie 'n klomp goed nou nie, en ek is al bietjie langer as jy in die lewe, ek is al bietjie klomp goed deur die lewe, maar dit wat ek nie nou verstaan nie, ek weet, Sondag kom,
en hy's opgestaan. So dit is hoe ek vir my persoonlik sin maak uit dit, Rudolf. Dankie Iver, en dankie vir die manier wat jy dit so integreer met jou eie lewe en met jou geloof. Dit is vir my regtig baie inspirerend. So, laaste woordjie dalk van jou kant af. Iemand kyk of luister hierna en hulle mag dalk nie gelowig wees en hulle struggle regtig met 'n liefdevolle God of hulle struggle regtig met die ding van swaar kry of 'n gelowige persoon wat net deur 'n moeilike tyd gaan. Wat is die een woord van hoop, een of twee goed wat jy vir hulle sou mee wil uitdaag? My invitation is 'n uitnodiging vir daai mense om te sê wat ook al met jou gebeur, moet dit nie sien as die hoofopskrif van jou lewe nie. Moenie die lyding wat jy nou deurgaan sien as die hoofopskrif. Moenie die lyding wat jy al deur was, moenie dit sien as die hoofopskrif vir jou lewe nie. Daar is 'n groter storie waarvan jy deel is, of jy in God glo of nie. Daar is 'n groter storie waarvan jy deel het met jou lyding, maar ook met jou gawes, want jy's nie net jou egskeiding, jy's nie net jou ongeloof, jy's nie net die verwerping van jou ouers nie. Jy is baie meer as die seerste seer, die onwaarskynlikste betrayal. Jy is baie meer as daai event. Jy is gemaak na die beeld van 'n God wat jou liefhet en hy het binne in sy groot storie vir die wêreld, het hy iets vir jou ingeskryf waarvan jy kan deel het. Ja, powerful, hoorie. En ek wil regtig vir jou uit my hart sê baie dankie. Dankie vir jou, nie net vir jou boek nie, dankie vir jou dat jou boeke iets weerspreek van jou lewe saam met die Here. Dankie dat jy jou storie vir ons skenk. Dat ons daai kan hoop kry. En so ek hoop regtig ek en jy werk nog baie jare saam. Maar regtig baie sterkte vir die pad vorentoe en hou aan om die wêreld 'n beter plek te maak. Dis lekker om saam met jou te werk. Dankie Rudolf. Dankie dat jy my bietjie my hande laat sweet het hierso. Ek like dit. Ja, ek like dit. Glo vir geen oomblik dat jou hande gesweet het nie. Jy's 'n celebrity, jy doen hierdie so baie. Hy's nat. Wel julle, ek sal graag wil hoor wat julle gedink het. Julle kan gerus onder op die comment section net vir ons sê wat julle gedink het en waarmee julle verskil, waarmee julle saamstem, of wat dit vir julle beteken het. Maar miskien gaan jy deur 'n moeilike tyd, soos wat Iver net gesê het, en ons hoop dat jy jou hoop sal vind in Christus.